Hy twyfel aan God. Hy voel asof hy getrou was aan God se woord, maar dit voel vir hom asof God nie sy kant bring nie, asof God nie getrou is aan sy eie woorde, waartoe hy Jeremia geroep het, toe hy geroep is as profeet. Want dit lyk vir hom asof hy nie ondersteuning van God kry nie, en asof hy oorgelaat is aan sy eie lot, in die een konfliksituasie na die volgende. Ons lees dat Jeremia sê, hy's nou verweef eintlik met die woorde van God. Hy het dit verslind, dit sit in sy wese, in sy sisteem. Hy glo aan die waarheid daarvan. En juist daarom kan hy dit nie verdra. Hy kan ook nie verstaan dat juist hierdie woorde hom tot eensaamheid bring en hom in die gevaar bring nie. Hy hoop eintlik dat God tog maar net een teken aan hom sal gee. Jeremia lê sy saak aan God voor. Maar dit lyk vir hom, as hy so kyk na sy werklikheid, asof dit eintlik goed gaan met die skurke op hierdie aarde. Asof die leenaars, die bedrieërs, asof hulle 'n onbekommerde bestaan voer. Dit gaan goed met hulle, maar hy, die knegt van God, word vervolg. Hulle skiet wortel, hulle groei, hulle bloei, hulle het hulle monde vol oor alles, en veral oor hom wat Jeremia is. En met Jeremia, die knegt van God, gaan dit helaas nie goed nie. Hy roep tot God om hom te hulp te snel en om te beskerm teen die wat die wraak op hom wil neem. Sy vyande soek eintlik sy dood en daarom smeek hy God vir beskerming. Want hy is die een wat God se eer dra. Hy is die een wat God se woorde hoor, dit indruk. Dit verkoop sy siel en hy sit nie in die kring van die spotters nie. Maar ten spyte daarvan word hy vereensaam en geïsoleer. Hy verduur die spot en die gramskap van die volk, die konings, die leierskap. Die pyn wat hy moet verduur, hou aan en aan. En die teks sê, sy wonde wil nie meer genees nie. Dit voel amper vir hom asof God, vir wie se woord hy staan, nou vir hom die bedrieglike stroom water geword het. Dit voel vir hom asof God die een is wat hom bedreig, want hy voel nie die beskerming van God se kant af nie. Ons lees dan in 'n volgende hoofstuk, hoofstuk 20, eintlik nog skokkender woorde. Wanneer Jeremia uitroep na God, en wanneer hy vir God sê, ek voel deur U eintlik mislei. Hy hou God verantwoordelik vir die lyding wat hy ervaar. Met rou emosie roep hy uit, byna in dieselfde taal as in 15. Vervloek is die dag waarop ek gebore is. Mag die dag waarop my moeder my in die wêreld gebring het, nie geseënd wees nie. Vervloek is die man wat die nuus vir my vader gebring het. 'n Kind is vir jou gebore, 'n seun, iets wat hom bly gemaak het. Waarom het ek ooit uit die baarmoeder uitgegaan? Om maar net swaar kry en verdriet te ervaar? Moet my dae in skande eindig? In woede roep Jeremia dit dus hardop uit. Sy woede is gerig teen die mense wat hom skade berokken. Maar hy roep ook uit teenoor God, wat hom oënskynlik verlaat het. God is tog regverdig. Kan hy nie raak sien wat met Jeremia gebeur nie? En dan, in die teks wat ek vir u gelees het,
kom God se antwoord. En watter verrassing is dit nie? God begryp wel die wraakgevoelens wat Jeremia voel, en hy verwyd hom nie. Maar hy sê wel duidelik aan sy knegg, die profeet Jeremia, jy moet wel uit die valkuil klim, waarin die mense jou gegooi het. En wanneer jy hieruit kom, moet jy aan die werk spring. Dit is God se opdrag. Jy moet aan die werk spring. Jy moet terugkeer na die mense, waarvoor ek jou geroep het. En jy moet jouself nie van hulle afkeer nie. So sal hy God kan dien, wanneer hy aan die werk spring. En wanneer hy vir hulle sê, wat hy moet sê. Jeremia is geroep, om God se mond te wees. En die res moet hy aan God oorlaat. Dit is asof die Ewige aan Jeremia wil uitwys, hoe hy sy roeping in die wêreld moet uitvoer. Hy moet God dien, hy moet volharding geloof, sodat hy God se hand en mond kan wees. Liewe gemeente, ek sluit graag af met die volgende gedagtes. Ons lees dikwels in die Ou Testament, ook in die Nuwe Testament, van veragting, marginalisering en verliese. Buite in die boek van die Psalms, wat vol is daarvan, lees ons ook in die boek Jeremia van diep gesetelde angs en onsekerhede wat ander mense se optrede kan veroorsaak. In hierdie gebede en klaagliedere in die boek Jeremia en in die res van die Ou Testament, die Psalms, word die persoon wat bid dikwels gekonfronteer met die gevoel van die gevare, sosiale chaos. En soms is die redes vir hierdie toksiese omgewing, wat ook mense se broosheid bloot lê, baie kompleks. Iets dink ek wat ons ook ken en al ervaar het. Maar die ongelooflike vir my is altyd dat die literatuur van Oud-Israel gee egter woorde aan hierdie herinneringe wat soms klink asof dit 'n verleentheid kan wees. Miskien het jy vanoggend gedink toe ek hierdie woorde vir jou voorgelees het, staan dit regtig in die Ou Testament, staan dit in die boek Jeremia? Ons voel so half bietjie, kan amper nie wees nie. Maar die literatuur van Oud-Israel gee woorde hieraan, het juis hierdie tradisie bewaar. Die Bybel onderdruk juis nie hierdie emosies en gevoelens nie, maar gee uitdrukking aan mense se gevoelens van magteloosheid, van broosheid. Dit is baie duidelik dat die momente van swakheid, die menslike swakheid, 'n integrale deel geword het van Oud-Israel se verhaal en storie. Maar belangrik, dis deel van God se verhaal, God se solidariteit met die swakkes en diegene wat uitgelewer is aan hulle ervaring van broosheid. Jeremia stoei en veg met God, juis wanneer die persoonlike lyding, asook die gemeenskap se broosheid blootgelê word. Miskien lê die diepste godservaring juis in die momente van worsteling met ons eie broosheid en marginalisering. En daarom vind ons as gelowiges vandag, juis vandag, in die woorde van die boek Jeremia, ook taal om uitdrukking te gee aan ons eie ervarings van broosheid, angs en soms worsteling met God.
Daarom wil ek graag hoop bid ek vir u, dat hierdie woorde ook vir u 'n woord van troos is. Wanneer u met God, met die lewe, met die werklikheid worstel en sukkel. Amen. Kom ons sluit ons oë in gebed. Heilige God, niks wat ons dink of doen is vir u 'n geheim nie. Waar ons hier voor u staan, weet ons. Al ons maskers het reeds afgeval. Ons kan geen masker voor u ophou nie. Ons wil onsself daarom ook nie eers probeer verdedig nie. Ons smeek net, Here, wees ons genadig. U liefde maak ons skaam. U versorg ons, terwyl ons met u worstel. U roep ons, om ons vyande lief te hê. Maar Here, u weet hoe ons eintlik sukkel, om selfs ons vriende eerste te stel. Hoeveel te meer nie, ons vyande nie. Here, vergeef ons. U, wat armes, gevangenes en sukkelaars, u broers en susters noem. Ons kan nie anders as om voor u te bely, dat ons soms tog ook verwaand is, hooghartig is. Ons pleit egter, skep opnuut opregtheid in ons binneste, opregtheid, liefde, sodat ons nie langer net vir onsself sal lewe nie, maar vir u en ons naaste. Here, ons bid dat u vir ons wysheid sal gee. Wysheid om in 'n land wat oor 'n maand na die stembus gaan, 'n land met baie verskillende mense, kulture. Gee ons wysheid om hande te vat en saam te bou. Gee dat ons vir diegene wat haat saai, u liefde sal wys, sal toon. Help ons om saam te bou aan ons mooi land Suid-Afrika en ook aan die wêreld, 'n wêreld wat uitroep na rus en vrede. Gee dat ons u vrede hier sal beleef en maak ons veral instrumente van u vrede. Amen. Dankie, Christus.